Goeiemôre vriende, is vandag Saterdag die 3de Desember 2026, so ek ook nou terug wees in die vorige jaar. Mag julle 'n heerlike 2026 belewe, maar ook 'n wonderlike Saterdag belewe, vriende, waarin julle so 'n bietjie net kan rustig wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons saam met U kan wees elke dag, elke oomblik van die dag, elke sekonde van die dag. En Vader, dat ons weet, soos wat ons die lug inasem, suurstof inasem, so is U elke sekonde by ons. Vader, dit is so ongelooflik wonderlik om dit te weet. En Here, ons moet dit eintlik maar met ons asemhaling bevestig die heeltyd. As ons inasem, is dit U wat ons inasem. Elke oomblik van die dag. Here, U is so getrou soos die suurstof in die lug. Die suurstof is net daar. En Here, as die suurstof nie meer daar is nie, is ons almal dood. As U nie daar is nie, is ons almal dood. Dankie Here dat ons deurdat ons asemhaal, eintlik elke sekonde, kan bewus wees van die genade van U, o Vader. Ons is vir U baie lief, Here. Dankie vir U liefde vir ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons nou hierso in Kolossense en gaan ons aan met Kolossense en sê, soos ek nou vir julle gesê het, is so lekker om die konteks van Kolossense te weet, want dan, vriende, lees 'n ou hom natuurlik ook baie lekkerder, né? En dan kom ons sê maar net vir julle wat ons vergeet het. Vriende, Paulus sien ons of Kolossense, dat eers so sê Kolosse was 'n welgestelde klein stad gewees, was aan die voet van die bergkat Mis gewees. Gemeente is waarskynlik gestig deur Epaphras, soos wat die se ou nou 'n bietjie die goeters kan gaan kyk. Daar was sekere dwaalleraars, ouens wat askese beoefen het, vriende, selfkastyding, die ouens wat die messe so slaan, wat ek al baie vir julle gesê het. En dit gaan maar oor geestelike en spirituele oefeninge wat hulle gedoen het, né? Dan sien ons, liewe vriende, was daar die hele ding van mense wat hoër kennis gesoek het, engele vereer het. En hierdie leer dat ons onmiddellik dink aan gnostiek wat ons vir mekaar gesê het, die liggaam en die siel wat geskei is van mekaar, liggaam aan 'n bose God behoort. So wat jy nou al doen daar, dit het niks effek nie, want dit behoort, maar jy het hierdie goddelike verhouding, hierdie goddelike saad binne in jou, hierdie gnosis binne in jou, en dit gaan oor hierdie geestelike verhoudingkie. So jy kan eintlik nie sonde doen nie, want die liggaam het niks met jou uit te waai nie, want dit gaan alles oor hierdie geestelike verhoudingkie. So Christus is dan eintlik mos nou nie nodig in daardie sin nie, né? En Paulus dan wat in die heeltyd kom sê vir hierdie mense, maar onthou, Jesus is sentraal in alles. Jesus is nie net nog 'n manier om uit te kom by God nie, hy is die enigste manier. En dit staan heeltemal Paulus se betoog in Kolossense. So dat jy moet hom die heeltyd in die agtergrond lees. So nou kan ons hierso by Kolossense 1 vers 24 gaan ons aan, vriende, waar Paulus sê, ek is nou baie bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. En vriende, as ons sien hoe baie Christene word doodgemaak, net maar ek dink is Nigerië nou hierso, né, waar hoeveel kerke afgebrand is. As ons gaan kyk in die moslim wêreld, liewe vriende, hoeveel Christene geweldig vervolg word. Het hierdie lyding nie verander van daai tyd van Paulus se tyd af nie. Dit is net interessant, hè. Dis nie ons Christene wat dit doen nie. Hoewel ons geskiedenis was daar by Konstantin en daar rond, was dit nie te goed gewees nie, toe ons welstand en strooi droog maak, hè. Maar ek praat in die moderne tyd waarin ons lees. Christene geval nie aan 'n gelowe aan nie, hè. Maar ander gelowe val ons as Christene aan. Dis interessant. So daai lyding het nog nie verander nie. Daai vervolging het nog van Paulus se tyd af het nog nie verander nie. Daarom sê Paulus, ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord en volle aan julle
bekend te maak, né? En Paulus wat hierdie apostel van die heidene is, Paulus wat in die tronk sit, Paulus wat swaar gekry het, Paulus wat lyding verdien. Hoekom verdien hy lyding? Omdat hy die heeltyd die boodskap van Jesus Christus verkondig. Vriende, ek en jy is kinders van Jesus. Ek en jy is kinders van die drie enige God. Ons mag nooit ophou self om die boodskap van Jesus Christus te verkondig nie. Ouers, julle moet moeite maak met julle kinders om vir hulle te vertel van Jesus Christus. Moenie dink jy kan 1 keer of 2 keer daar praat nie. Jy moet aan mekaar daaroor praat. Daarom is dit belangrik dat jy die verskillende dae vier, Paastyd vier, dat jy Hemelvaart vier, dat jy opstanding vier, dat jy die geboorte van Jesus vier, dat jy met die meditatiewe dienste vir die kinders verduidelik wat dit is. Julle as ouers het 'n enorme werk om julle kinders die heeltyd bewus te maak van Jesus Christus, bewus te maak van hulle geloof. Dit is jou werk. As jy dit nie doen nie, dan sny jy geslag af, en die res is 'n probleem, vriende, want jou kinders gaan dit ook nie doen nie. So ons as ouers moet ongelooflik baie daarop let om die heeltyd vir ons kinders te vertel van Jesus, om dit ook te demonstreer in ons lewe, né? Baie belangrik. En dis wat Paulus gedoen het, die heeltyd. En ek bely hy het 'n moeilikheid gekom daar vir my, hy het nie opgehou daarmee nie. Dan gaan hy aan en kom sê hy die volgende, hy sê, hy het 'n opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dan sê hy die volgende, dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. En ons besef ons nou, ons sal nou daarby uitkom ook, wat is hierdie vir Jesus was mos nou amper half op die agtergrond gewees in die Ou Testament. Maar hierdie geheimenis is Christus, Jesus wat gekom het, né? En dan sê hy hierso, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is wat? Is, dubbelpunt, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Dit is ongelooflik. Dis hoekom ek met die gebed vir julle gesê het, suurstof. Elke keer as ons suurstof inasem, moet ons bewus wees van God, van Christus, van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is in ons. Christus is in ons. Paulus kom sê dit vir ons in soveel woorde. Hy kom sê vir ons mos nou hierso, né? Die inhoud daarvan is Christus is waar? Buite julle in die hemel? Nee. Christus is in julle. In julle, en ek het al baie vir julle gesê, ons override mos baie keer Jesus en die Heilige Gees met ons sondigheid, nee, dit is mos nou maar so. Die geluk is wat ek altyd het, ek maar net altyd op my knieë gaan, dan sê ek vir Jesus, dankie dat u vir my kom sterf het. Dankie dat u in my plek kom sterf het, anders was ek verlore, nee, dit is die wonderlike ding daarvan, liewe vriende. Die inhoud daarvan is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus, sodat ons elke mens in volwassenheid in Christus kan bring. Vriende, dis hoekom dit so belangrik is. Dis hoekom klein groepe belangrik is. Dis hoekom die eredienste per Sondag belangrik is. Dis daarom belangrik dat ek en jy die Bybel leer en bestudeer en bid, liewe vriende. Dis 'n geloofsvormende gewoontes, dat jy mediteer daaroor, dat jy reflekteer daaroor, dat jy gedeelte vat vir jou opplak ergens daar by jou huis, daar by jou kar, daar by jou werk, wat ook al, sodat jy kan mediteer daar. Dit is so ek en jy tot geestelike volwassenheid in God kom, deurdat ons weet wat hy vir ons kom sê. Hierdie goed is belangrik, hierdie geloofsvormende gewoontes, né? Dit is wat Paulus kom sê. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer. Dis die ouers se werk. Die ouers se werk met hulle kinders. Onthou dit, ouers, asseblief vir die jaar 2026. Jy moet jou kinders onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. En dan sê Paulus, daarvoor kom praat hy nou met die mense in Kolosse, daarvoor span ek my ook in, en beywer ek my met die krag wat hy gee, en wat kragtig in my werk. En dit is waaroor ek en jy ons ook moet inspan, om die woord van die Here, en om 'n een by ons kinders uit te kry, en nou die voorbeeld vir ons kinders te stel. Jesus het vir ons gesterf, Jesus het vir ons opgestaan uit die dood. Wat beteken dit prakties in hulle lewe? Wat beteken dit prakties in jou en in my lewe? My 15 vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.